Het jy al ooit besef, die woord gif staan in vergifnis? Iemand het eendag vir my gesê, om nie te vergewe nie, is soos dat jy gif drink en hoop die ander een wat jou leed aangedoen het, gaan iets oorkom. So ek dink dis hoekom Jesus gesê het ons moet mekaar vergewe, 70 maal 7 keer. Nie omdat dit die regte ding is om te doen nie, maar omdat dit jou gesond hou as jy iemand vergewe. Jy haal die gif, jy haal die angel uit die situasie uit en jy kan vryer leef as jy iemand vergewe. Ek dink aan die mooi verhaal uit Genesis 9 wat my altyd so inspireer van Gam wat by sy pa aankom. Daar's Noag, na die hele storie met die ark het hy 'n tent gaan staan en dronk word. Hier kom Gam op sy pa af wat kaal dronk in die tent lê. En hy dink, Jessie, kom ek gaan vertel my broers. Sem, Jafet, kom kyk hoe lyk pa, hy lyk al die tent. En hier kom die twee broers en hulle wys vir hom wat vergifnis is. Hulle vat 'n kleed en hulle albei stap agteruit die tent in. En hulle gooi vir Noag toe, om daarmee te sê, ons kies om die lelike deel van pa nie te sien nie. Ons vergewe dit, ons maak dit toe. Ons kies om aan die mooi goed vas te hou van hierdie persoon. Want ek wil hom sien. Ek wil die beste beeld van hom hê, wat ek van hom kan hê. Wat 'n mooi verhaal is dit nie. Wat 'n beter plek gaan ons wêreld nie wees, as ons almal die beste in mekaar raak sien nie. Vang bietjie jouself. As jy met iemand praat, en of aan iemand dink, en jy dink, Jessie, die ding het, of daai ding wat hulle gedoen het was sleg, of was lelik geweest, was nie goed genoeg nie. Vang jouself in daai oomblikke, en vra vir jouself af, hoe sal Jesus hulle sien? En vergewe hulle, nie omdat hulle iets verkeerd aan jou gedoen het nie, maar omdat jy kies om die beste in hulle te sien. Hoe sal die wêreld lyk as ons mekaar sien vir wie ons kan wees, en nie vir die persepsies wat ons vir mekaar het nie. So, wanneer jy jouself so vang in daai oomblik, mag jy net die heel beste van iemand anders te dink. Mag jy die slegte dinge toegooi van hulle en die beste goed van hulle onthou. Dan gaan jy outomaties hulle mooier hanteer.